bietjie saam met my, hoe lyk 'n koning? Jy sien dalk 'n kleed, 'n kroon, 'n troon, 'n stem wat beveel, 'n wag wat kniel, mag, glorie, heerskappy en dalk vrees. Welkom by die Sepcast, die plek waar ons geliefde stories op hulle koppe draai, waar ons kyk na wat die geskiedenis dalk oorgesien het en waar ons nuut ontdek en saamgroei hierdie week in Markus 1 vers 15. Want in ons wêreld is konings mense wat gedien word. Hulle bly ver, hulle hou afstand, hulle bou mure en hulle word opgehef, selfs bo hulle eie mense. Maar toe kom Jesus en hy doen iets wat niemand sien kom het nie. Hy kom nader, hy raak aan die melaatses, hy praat met vroue, hy raak kwaad oor onreg, hy buig, hy was voete, hy gee sy lewe, hy verander die hele idee van koningskap. Jesus se koningskap is nie die optel van mag nie, dis die neerbuig van liefde, dis die koninkryk wat onderste bo werk. Hy sê, die grootste onder julle moet die minste wees, die leier moet 'n dienaar wees, en dit is nie net mooi woorde vir muurkaarte nie, dis die bloudruk van 'n nuwe wêreld, en dit is wat hy vir jou en vir my aanbied. Maar kom ons wees reguit, ons sukkel daarmee, ons soek nog krag, ons wil wen, ons wil reg wees, ons wil beheer hê, ons wil invloed hê, ons wil in die regte groepie wees, maar sonder om te dien, sonder om te offer, sonder om ons lewens af te lê. Dis hoekom so baie mense sê hulle glo in Jesus, maar min leef soos hy. Want jy kan nie die onderste bo koninkryk leef terwyl jy aan die wêreldse hiërargie vasklou nie. Jesus se manier is nie net teen-instinktief nie. Dit voel soms onmoontlik. Om tweede te wees, om ander eerste te stel, om stil te wees waar jy wil skree, om te vergewe waar jy wil straf, om te gee daar waar jy wil vat. En tog, dis daar, in daardie onderste bo oomblikke, waar die koninkryk deurskemer, waar hemel aarde raak, waar jou lewe nie net gered word nie, maar omvorm word. Want Jesus het nie net vir jou gesterf nie, hy het vir jou 'n pad gewys. En dis nie 'n pad van selfbevordering nie, dis 'n pad van oorgawe, van diens, van liefde wat hande vuil maak. So hier's my vraag aan jou. Watter deel van jou lewe soek steeds die troon? Watter gebied veg nog teen die manier van Jesus? En dalk moet jy jou kroon neersit, dalk moet jy weer begin. By voete was, by laaste wees, by dien. Want dis waar die koning is. En waar hy is, daar is lewe. Tot môre, mooi loop.